Sondag al 3 versies saamstaande. Grote Christus u die eer, Koning Here regeer, Seun van Dawid, Seun van God, ons buig voor u groot gebod. U betree Jerusalem, skares juig met hart en stem. Palmsklere voor die Heer, Christus koning wat regeer. Op 'n esel ry hy in, redding vir sy kerk te bring. Die Messias het gekom, loof hom heel die Christendom. Nederig die koning groot, word hy elke lewensbrood. Hy kom loop die lydenspad, want hy gaan my hand hier vat. Aan 'n kruise vloekhout smart, word hy koning van my hand. As jy vanoggend die voorreg gehad het om in Jerusalem te kon wees, en jy kom bo op die Olyfberg, dan sal jy hierdie kapelletjie daar sien, met sy koepeltjie, en dit word aangedui as die plek waar Jesus opgevaar het na die hemel toe. En as jy dan nou so omdraai na die regterkant toe, en jy stap net so 'n paar tree, dan kom jy op die pad wat teen Jerusalem, teen die Olyfberg afgaan. Die Olyfberg word die Olyfberg genoem, omdat 2000 jaar terug in die tyd van die Here Jesus was hierdie hele berg toe met olyfbome. Deesdae is 'n groot deel van hom nie meer olyfbome nie, want die Jode het hulle mense daar begrawe teen die berg. By geleentheid ons met een van die toere 'n meisie saam met ons gehad, en ons het daar 'n donkie geleen daar by 'n Arabier daar, en ons het daar op die donkie gelaai, en toe stap ons hier af en dan sing ons vir die Here op die pad teen die Olyfberg af. Bo op die Olyfberg, as jy daar staan, is dit mooi om uit te kyk. Een van ons toergroepe het ons sommer daar gestaan, en neem ons altyd 'n groep foto daar op die berg, terwyl ons in die agtergrond die ou stad Jerusalem sien, en met die tempel hier agter die mense daaronder. As jy daar kon wees, dan sou jy die tempel daar gesien het. As 'n mens teen die berg afgaan, bietjie laer, dan kry jy, hierdie is die keermuur, die buitekant van die tempelmuur, met die oospoort waarvan ons in Jesegiel lees, waar die water eendag sal uitloop tot in die dooie see, soos wat die evangelie 'n groot stroom word. En die moslems natuurlik het nou die Al-Aqsa moskee bo op hierdie tempelberg gebou, en hulle het die oospoort toegemessel. Hulle sê hulle erken nie die Here nie, maar hulle is tog bang, want die wederkom sê, dat die verhaal oor die wederkom sê, dat die Here sal ook onder andere, is natuurlik net beeldspraak, by die oospoort sal hy uitkom, of ingaan, en toe messel hulle hom toe. Maar bo op hierdie berg, tempelmuur wat jy nou sien, het die reuse tempel van Salomo het daar gestaan, wat natuurlik afgebreek is, en wat gelukkig nooit weer herbou sal word nie, want ons het nie meer daai tempel nodig nie, want ons is elkeen 'n tempel van die Heilige Gees, 'n kind van God. As jy teen die berg afloop, is daar so 'n mooi kerkie, en die kerkie se koepel is so gebou met 4 kruike, op elke hoek 'n kruik. En die hele idee is dat dis die Tranekerk word hy genoem, Dominus Flevit, want die idee, dis die plek waar Jesus gestaan het, en as jy daar staan, dan sien jy Jerusalem voor jou, en toe huil die Here oor Jerusalem.
En toe bou hulle hierdie kerkie daar sê hulle met die kruike dat sy trane nie verlore moet gaan nie, as dit ware om die trane op te vang simbolies. En dan huil Jerusalem oor Jerusalem, oor die stad en oor die vroue en oor die kinders. En natuurlik as jy dan onder met die paadjie afkom, dan kom jy by die tuin van Getsemane. 'n Wonderlike plek om te kom, en hier staan die bome in Getsemane tuin. En ek het al vertel, in die tyd toe die moslems Jerusalem regeer het, oorgevat het, het hulle hierdie bome op die grond afgekap, dat hulle nie meer moet groei nie, maar 'n olyfboom gaan nooit dood nie. En as jy hom afkap, word hy net dikker en hy groei weer uit, en die boom het net dikker en mooier geword. En dis presies die olyfbome wat van 2000 jaar terug al daar gestaan het. En dis hier in die tuin wat Jesus en sy disippels was, en waar hy gebid het. En daar is so 'n plekkie wat so gedenktekentjie opgesit is in die tuin, om ons te herinner, dis hier waar die Here geworstel het in gebed, die donderdag aand voor hy dood is, waar hy gebid het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dis alles deel van dit wat 'n mens sien in jou geestesoog, as jy op hierdie dag dink aan Jesus, wat op die donkie hier afry, Jerusalem binne. En nou wil ek ons met die Bybels oopmaak by Matteus 21 vanmôre. Matteus 21, maklik om te kry, eerste boek in die Nuwe Testament, daar bladsy 33. En ek gaan nou vanoggend 'n stukkie lees wat almal van julle baie goed ken. Maar ek dink dis reg so, op Kersdag lees ons elke jaar uit Lukas 2 uit, en ons kan maar elke jaar op Palmsondag uit Matteus 21 lees. En as jy nou vir my sê, maar ek het al 'n preekie oor gehoor, dan is ek bly. Verlede jaar het ons hierdie selfde gedeelte onder andere in 'n dagstukkie gebruik in hierdie week, wat ek uitgestuur het vir die gemeente. En dis reg dat dit belang, dat jy dit gehoor het. Ons sê mos ook, ek en Dominee Pieter, dat it's better to be reminded than to be instructed. Ons mense wil altyd iets nuuts hoor. Ek dink nie jy gaan vanmôre iets nuuts hoor nie, jy gaan herinner word, waarskynlik aan wat jy al gehoor het in jou lewe, en gevra word, wat doen jy daarmee? Matteus 21 van vers 1 af, maar kom ons vra net die Here dat hy deur die Heilige Gees ons harte nog meer oopmaak. Hy het dit al reeds gedoen, maar vanoggend om sy woord te hoor. Here, dankie dat ons vanoggend deel kan wees van die skare mense, geestelik wat in ons gedagtes wat U welkom heet in Jerusalem, in die Godstad. Here, en dan gebeur een van die groot gebeurtenisse wat deur eeue heen geprofeteer is, dat U kom na Jerusalem toe. En dankie dat ons vanoggend dit kan gedenk. En daarmee vir U kan sê, Here, ons wil saam met U deur hierdie week stap. Dankie dat ons vanoggend kan dankie sê vir almal wat gesond geword het en met wie dit goed gaan, en dat ons vanoggend as gemeente ook hier vir tuis kan bid wat hierdie week vir operasie gaan, Here, dat U regtig vir hom vat en hom onderneem, en dat hy sal onthou, soos koning Dawid in Psalm 23 al gesê het, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. So is ons vanoggend ook in U hande, en sit ons met oop ore en ontvanklike harte en blink oë om U stem te hoor, om U woord te hoor, en dat U iets vir ons sê vanmôre wat ons moet vashou en wat ons moet uitdra en uitleef. U is goed vir ons, Here. Ons loof U en ons prys U en ons dank U. In Jesus naam. Amen. Matteus 21. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie toe daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie in die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus
van Nasaret in Galilea. Palmsondag het natuurlik sy naam gekry van die gedagte dat die mense ook die palmtakke afgebreek het. Jy kan dieselfde gedeelte ook in Lukas lees, en het op die pad oopgestrooi het voor Jesus, dat die donkie daar optrap, amper asof om te sê dat hy saggies moet ry, soos wat hy Jerusalem binne gaan. Daar staan in vers 2, en daar wat op volg, toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie toe daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sê julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar, maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Is dit koud in die kerk of nie? Nee, ons het so 'n bietjie aangesit, want ons is baie mense, dat dit net nie te warm word nie. Die Here ry Jerusalem binne, en die eerste iets wat ons opmerk is, dis op 'n donkie, net 'n donkie, so eenvoudige dier, net 'n donkie, nie iets spoggerig, grand, 'n koets, sierperde nie, net 'n donkie waarop hy ry. En dis die agtergrond van hierdie hele gebeurte. En dan kry ons die woorde dat die Here sy disippels stuur, 2 van hulle om te sê, gaan, en daaronder sal julle waarskynlik daar in Betanië, dit lê net daaronder waar Maria hulle ook was, en daar gaan julle in die dorpie, gaan julle donkies kry wat daar vasgemaak is, 'n donkie met 'n vul, en bring hulle vir my. Dis ook natuurlik 'n wonderwerk nie, dat niemand het dit gereël nie, maar die Here weet mos, en hy stuur en hulle kry dit so, en die mense daar gee dit vir hulle, want die Here het hom nodig. Dis nogal 'n woord waaroor ons ietsiekie moet dink. Kan dit wees? As die Here sê, hy het hom nodig. As ons in ons taal praat van, ek het nodig, as ek vir jou sê, ek het jou nodig, asseblief vir dit, dan sê ek eintlik daarmee, hoorie, ek gaan nie regkom nie, wil jy my nie kom help nie, asseblief. Regtig, as jy nie help nie, gaan ons nie regkom nie, ek het jou nodig. Ons moet tog nooit dink dat die Here die woord so gebruik nie. Daar's 'n meer betekenisse aan nodig. En die Here het nie 'n donkie nodig nie. Die Here het sy hele lewe lank gestap oral waar hy moes kom. En wat sou dit nou wees, om hierdie entjie teen die Olyfberg af te stap, is afdraande in elk geval. So, dis nie asof hy nou moeg is, en hy moet ry, en hy het 'n donkie nodig nie, hy kon dit gedoen het. So as hy sê het hom nodig, dan is daar ook 'n groot waarheid eintlik daarin, want dan onderwerp hy homself daaraan om dit wat die woord gesê het, waar te maak. Hy het hom nie nodig omdat hy moeg is en hy wil ry nie. Hy het hom bloot eenvoudig nodig, want dis hoe dit geprofeteer is. Die skrif het al geprofeteer lank terug in Sagaria 9 vers 9 kan jy gaan lees, en Jesaja 62 vers 11 staan dit ook, en dan sê Matteus vir ons, sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. So in die fynste detail, het die Here Jesus met sy hele lewe net een doel gehad, en dit was, hy moet doen wat die woord sê. En daarom kan hy nie nou nie, al sou hy graag hier af wou stap, dalk saam met sy disippels, hy loop dan nou al vir 7 weke saam met hulle van Galilea af, omtrent 150 kilometer van hier af het hulle gestap, heen en weer, baie plekke, laaste nou deur Jerigo, berge op tot hier. Hy sou graag hier die laaste eentjie ook saam met hulle wou stap seker. Maar dis nie wat die woord sê nie, die woord sê nee, dit word so geprofeteer, jou koning kom na jou, en hy ry op 'n donkie. Wat eintlik 'n belediging is, want 'n koning ry eenvoudig nie op 'n donkie nie, 'n koning ry in 'n koets of ry op 'n baie mooi perd, of iets wat spesiaal daarvoor geteel is, en wat spogger is, dat almal moet gaan opkyk en kyk. Maar hier kom die grootste koning van alle eeue, van alle tye Jerusalem binne gery, en hy sit op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier staan daar, want die skrif moet vervul word. En daai leer ons vandag, net hierdie eenvoudige gebeure, moet ons iets leer vandag. En my vraag is, wat leer ons uit dit wat die Here vir ons hier sê? En die eerste wat ek leer is, die Here kan vir my gebruik, en die Here kan vir jou gebruik. As die Here 'n donkie kon gebruik,
dan kan hy van my gebruik, en hy kan vir jou gebruik. En as ek nou die woord jou vanmôre gebruik, dan bedoel ek jou, en ek wens ek het die tyd gehad, dan het ek elkeen van julle nou by die naam genoem, groot en klein, oud en jonk. Die Here kan jou gebruik, al is jy 90 jaar oud, al is jy vanoggend nie gesond nie, dan kan die Here jou steeds gebruik, soos hy vir tuis vanmôre gebruik, al voel hy nie lekker en hy gaan vir operasie, die Here kan jou nog steeds gebruik. Hy kan jou die week gebruik daar in die hospitaal, hy kan jou gebruik by jou werk, die Here kan jou gebruik. Net so ietsiekie oor Paasweek, as ek my vir 'n oomblik kan onderbreek. Wat het hier gebeur? En as mense oor Paasweek dink, dan sien jy in hierdie week verander die totale klimaat en die politiek en die omgewing van Jerusalem dramaties, nê. Want Sondag kom Jesus Jerusalem binne gery oor die Olyfberg. En is eintlik 'n feesvierende skare van mense wat klere uittrek, van hulle mantels op die pad strooi en palmtakke en sing Hosanna vir die seun van Dawid. En so word ook 'n profesie vervul, want dis die nageslag van Dawid waar uit die koning gebore word. En dis hoekom Jesus hier is. Onthou, Josef en Maria was uit die stam van Dawid en hulle moes in Bethlehem gaan registreer in die tyd van Augustus, en dis hoekom hy daar gebore is. En so val die ratte een vir een in plek. En hy kom feesvierend eintlik Jerusalem binne, en mens dink, as jy daar in Jerusalem was, wat 'n wonderlike iets wat hier gebeur, wat 'n groot iets. Trouwens, daar's 'n beroering in die stad, almal praat, almal hoor, wat gaan aan, die mense hoor ons sing hier teen die Olyfberg afkom, en dan sê hulle, wat gaan aan? En die skrifgeleerdes en die fariseërs, natuurlik tipies die ou suurpruime wat hulle was, sê dadelik, maak die mense stil. En dan sê hulle wat julle vanoggend gesê het as gemeente, toe julle met die woord in besig was, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Maar dit moet gehoor word, hier kom die Messias, Jesus Christus, die seun van Dawid, die koning van die wêreld, die verlosser van die wêreld. Dis 'n fees. En dan kan jy dit amper nie glo nie, nê, dat 5-6 dae later, dan is hierdie hele stad totaal anders. Baie van daai mense wat gesing het toe hy ingekom het, Hosanna vir die seun van Dawid, staan daar voor die paleis. En wanneer Pilatus sy hande in onskuld was en Herodes hom veroordeel, dan roep hulle saam met die skare, los eerder vir Barabbas en kruisig hom. Natuurlik ook 'n profetiese waarheid, nê. Want die woord Barabbas beteken ons Bar-Abbas, die seun van die mens. En laat die ware seun van die mens, Jesus, kruisig hom. Die seun van die pa, Abba as pa, die seun van die pa, die seun wat gebore is, los hom, hierdie misdadiger, en kruisig vir Jesus. Tussen Hosanna en kruisig hom, verander hierdie stad in 'n week se tyd. Hoekom? Broers en susters, en dieselfde gebeur vandag. En dieselfde gaan hierdie week gebeure, en dieselfde gaan elke dag in die toekoms nog steeds gebeur. Mense wil hê. Deel van ons mensdom se manier van sê is, wat is daarin vir my? Oomblik as jy hom iets vra of iets aanbied, wat is daarin vir my? Wat kry ek daaruit? Sondagoggend as Jesus Jerusalem instap, wat is daarin vir my? Die koning kom, ek wil deel wees van hierdie oorwinning, ek wil deel wees, daar gaan voorregte wees, daar gaan belastingverligting kom, daar gaan vryheid kom, ons gaan nie meer nodig hê om vir die keiser geld te gee nie, ons gaan 'n vry volk en 'n nasie wees, ons gaan kragtig wees, dit gaan lekker wees, ons gaan voorspoed hê, ons gaan vrede hê, ons gaan mooier huise kan bou, dis wat daarin is vir my. En dan kom Vrydag, en dan is hierdie selfde mense bietjie teleurgesteld. Want hy is toe nie die koning wat die swaard opneem en die Romeinse owerheid met mag en geweld platslaan nie. Hy is die nederige koning, hy ry maar net op 'n donkie. Hy is die een wat sê, nee, ek gaan hulle nie oorwin met geweld nie. Ek gaan hulle oorwin met my liefde, ek gaan hulle oorwin met opoffering, ek gaan hulle oorwin met diens, ek gaan hulle oorwin met gee. En die evangelie wat ons het, wat jy in glo, is die evangelie van gee. Is nie die evangelie van kry nie. Is die evangelie van gee. En dit wil hulle nie. Want ewe skielik vra dit van my.
Ek moet aan sy kant kom staan, hy word beskuldig. Dit raak gevaarlik hier. 'n Mens kan saam met hom doodgemaak word. Dit vra iets van my, en dis nie wat ek wil hê nie. Dink bietjie aan die woorde godsdiens. Dink aan erediens. Ons kom sit vanmôre hier, wat doen ons hier? Ons kom om te dien. Ons is in 'n erediens. En die woord erediens kom daarvan saamgestel om mense wat by mekaar kom om tot eer van die Here hom te kom dien. En hoor ek ons baie keer, wat kry ek? Ek het niks gekry nie. Al sou jy uit die kerk uitstap en dit was die swakste preek wat nog in 2000 jaar gelewer is, dan moet jy nog steeds uitstamp en sê, dankie Here, ek kon u kom dien. Want ek het gekom om te gee, ek het my lied kom gee. Ek het dit saam met die voorsangers my lied kom dien. Ek het met my offer kom dien. Ek het myself kom dien. En ons beoefen godsdiens. Ons het nie gods kry nie. Ere kry nie. Erediens. En dit hou ons mense nie van nie. Ons wil hê, wat is daarin vir my? Wat kan ek kry? En hulle draai teen die Here, want hulle wil nie dien nie. Ek sê weer, die Here kan jou gebruik. En dan wil ons vra byna ook weer eens, as ek sê die Here het jou nodig, kan dit wees dat die Here vir my nodig het? Kan dit wees? Weet die Here wie is ek? Weet die Here hoe is ek? Broers en susters, die Here het jou nodig. En weer eens wil ek sê, jy moet hierdie woord nodig mooi verstaan. Die Here kan dit sonder my doen. Die Here het my nie nodig regtig nie. En die Here kan dit sonder jou doen. Die Here kan dit sonder al die mense in hierdie kerk doen. Hy kan dit beter doen sonder ons almal. Vir my is as dit staan, die Here het jou nodig, dan dink ek aan 'n ma wat in die kombuis koek bak. En haar mooi dogtertjie kom staan hier langs haar en sy sê, kom my kind, ek het jou nodig, kom help vir mamma. Want dit is vir haar goed, en sy leer by mamma. Eintlik mors sy net, mamma kan dit baie beter sonder haar doen, maar mamma wil dit jy saam met haar doen, dat sy ook kan sien hoe lief het mamma haar, en hoe mamma haar leer. En dis wat ons hemelse Pa doen, hy kom sê, ek het jou nodig. Johan kom sê vir die mense dit, ek weet ek kan dit beter doen as wat jy dit kan doen, maar ek wil hê jy moet dit sê. En die Here het vir jou en vir jou en vir jou nodig, want daar waar jy is jy die beste een by jou mense, by jou familie, by jou vriende, by jou werk, by jou gesin. Niemand anders kan dit daar beter as jy doen nie. Die Here kon dit op 'n ander manier vir hulle sê, maar hy wil jou gebruik. En as jy sê, kan dit wees? Is my die wonderlikste as jy deur die Bybel lees nie, dat die Here nooit die bestes uitkies nie. Hy kies sommer net. Hy kies 'n Moses wat sê, Here, maar ek kan nie eintlik goed praat nie. En tog moet hy 2 miljoen mense op 'n uittog, die grootste uittog in die geskiedenis van die wêreld, moet hy gaan lei. En hy's 'n man met 'n geskiedenis agter hom wat nie reg is nie. En elkeen van sy disippels het sekere foute gehad, maar hy kies hulle, ek wil jou gebruik soos jy is. Want 'n goeie skilder kan met 'n swak kwas nog steeds goed skilder. 'n Goeie ambagsman kan met swak instrumente nog steeds die beste werk doen. Die hemelse skilder en die hemelse ambagsman kan met die swakste klei die beste pot nog steeds vorm, al is ek daai swak klei. In 2 Konings 5 lees ons die pragtige verhaal. Israel is weggevoer, hulle is in ballingskap. En daar's 'n dogtertjie wat in die paleis werk. Sy moet daar skoonmaak en oppas en so aan. As sy sê dogtertjie, dan weet ons, sy was in elk geval met ander woorde minder as 12 jaar oud. Want dan sê nog 'n dogtertjie. Iewers in die laerskool. En dan is Naaman siek. En sy hoor daarvan. En dan onthou sy, maar ek kom van Israel af. En ons het 'n profeet wat God se kind is en wat mense kan gesond maak. Ons God kan dit doen. En dan getuig sy. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het, en dan ken julle die geskiedenis. Hoe dat 'n volk verander, hoe dat 'n koningshuis verander, omdat 'n dogtertjie deur die Here gebruik was. Omdat die Here vir 'n dogtertjie gesê het, ek kan jou gebruik, ek het jou nodig. Jy's maar net 'n slavin, jy werk maar net in die kombuis van Naaman se vrou, en sy praat.
Die Here kan 'n donkie gebruik. Hy kan 'n dogtertjie gebruik. Die Here kon selfs die Romeinse owerheid gebruik, nee. Hy kan enigiemand gebruik. Ja, want dis die Romeinse owerheid wat aan die kruis geskryf het bo. Finaal, hier hang die koning van die Jode. En in die 3 bekende tale dit geskryf, dat almal dit kan lees. En dis die waarheid, al het hulle dit nie geweet nie. Die Here kan vir jou gebruik, en daarom wil ek sê, ja, dit kan wees. Die Here kan my ook gebruik. En die rede daarvoor is, Jesus het op 'n donkie geklim, dat die skrif vervul kan word. Ek en jy is vanoggend hier, dat die skrif nog steeds vervul kan word, nee. Want ek lees in Matteus 28 staan daar, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense met disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dis die grootste opdrag wat die Here vir elkeen van ons gee. Nie vir die kerk as geheel net nie, nie vir dominees, vir kerkraad, vir professore nie, vir lidmate, vir kinders, vir dogtertjies, soos die een in Naaman se kombuis. Gaan en vertel vir die mense en weet, ek is by jou. In Handelinge 1 vers 8, dis ons gemeente se versie waarmee ons werk, staan daar, julle sal my getuies wees, tot in die uithoeke van die aarde. Tot op 'n myn, tot in 'n kantoor, tot in 'n winkel, tot in 'n gesin, tot daar waar jy vakansie hou, sal jy my getuie kan wees. En as jy dit is, dan word die skrif vervul. Ons is vanoggend hier om onsself te ondersoek en te vra, Here, wat wil U vir my eintlik sê? Nou onthou julle van ons Pinksterreeks oor die donkie, nee. Elke donkie op aarde, en jy kan maar gaan kyk, het 'n kruis op sy rug. Hoekom dit so is presies, weet ek nie. En of dit simbolies so is, dat God dit so bepaal het, omdat hy geweet het, eendag sal sy seun op 'n donkie se rug Jerusalem binnery. Maar elke donkie het 'n kruis. En ek en jy moet onsself ondersoek. En ons moet vir onsself afvra, dra ek Jesus se kruis soos 'n donkie die wêreld in? Dra ek Jesus se kruis om te kom daar waar hy wil wees? In Woester, die van julle wat Woester ken in die Kaap, is die ou Drosdui. As jy in Woester inry op die punt van die straat, dis die eerste plek in Suid-Afrika waar sendelinge opgelei was. Jare terug, in die 1800s begin. En dat was so gewees in daai tyd, dat sendelinge was nie opgelei by Stellenbosch nie. Daar is die gewone dominees opgelei. En ons het mos in 'n ander tyd geleef. En hulle wat die evangelie gaan verkondig het in Afrika, en in die swart kerke en so, is daar opgelei, die sendelinge. En toe het hulle besluit, maar wie is hulle? En hierdie sendelinge het vir hulle naam gekies. En hulle het begin sê, ons noem onsself van nou af, die donkies van die Here. En toe op Wellington, waar die Huguenot College vandag is, as julle ooit in Wellington kom, toe hulle die eerste keer in Wellington begin oplei, toe het Dr. Andrew Murray, toe hulle vra, wat moet die opleidingsentrum se naam word in Wellington 1905? Toe sê hy, ons noem dit die donkieplek, die plek waar die donkies opgelei word. Want elkeen wat hier kom, wat opgelei word, moet besef, die Here roep my om soos 'n donkie vir Jesus die wêreld in te dra. Een van die predikante in Goudland Synode, ekskuus tog, wat 'n vreeslike groot rol gespeel het, was Dominee Japie Du Plessis van Delareyville. Hy was 2 keer gekies as moderator van Goudland. En hy het sy opleiding gekry in Wellington. En op 'n dag toe kuier ek met hom, Japie, te sê vir my, ekskuus, jy moet altyd onthou, ons is net donkies. En die Here het my geroep as 'n donkie om evangelie in die wêreld in te dra. En toe op 'n stadium in die synode, op 'n dag, toe kom dieselfde om Japie na my, toe vra hy vir my, ek wil jou nomineer om die moderator te word van Goudland Synode. Sien jy kans om dit te doen?
en ek het daaroor gebid en ek het gesê nee, is reg, ek sal dit doen. En ek is gekies as moderator en ek het die voorreg gehad toe om Japie die dag oorlede is om deel te wees van die span wat die begrafnis gehou het in Delareyville. En toe het ons die dag daar gesê, vandag word iemand begrawe. Groet ons iemand wat sy hele lewe lank net een doel gehad het en dit was om 'n donkie te wees vir Jesus Christus, om die evangelie, die kruis, die wêreld in te dra. En dit het op my so indruk gemaak dat ek geweet het, maar dis eintlik wie ek is. Dis eintlik al wat ons is. Ons is nie grand nie, ons is nie spoggerig nie, ons het nie buitengewone talente en vermoëns nie. Ons is eenvoudig maar net soos 'n nederige pakdier. Ons is donkies wat die kruis van Jesus dra. En miskien kan jy vanmôre as jy hier sit, so wat ek by om Japie dit geleer het, en die voorreg gehad het om dit uit te dra, kan jy vanmôre dalk ook hier sit en sê, Here, dankie, maar dis hoe ek ook wil wees. As iemand ooit simbolies my rug sou sien, dan moet hulle kon sê, daar loop iemand wat die kruis die wêreld indra. Dis my doel, dis my werk. En dis godsdiens, dis erediens. En toe ons hierdie week ingaan, iewers in hierdie week, moet iemand jou pad kruis, vir wie jy kan sê, dis lekker, dis Paasweek, dis die week wat ons Here vir ons gesterf het, en ek bid dat die Here iewers die week iemand oor jou pad bring, wat jy dalk vra, maar vertel my meer daarvan, en dan kan jy die kruis, die wêreld indra. Mag die Here jou wonderlik seën. Die Here het jou nodig in 2022, en al wat jy moet sê is, wat 'n voorreg, dat die Here my wil gebruik, wie's ek nou eintlik? Amen. Dankie Here dat U so goed is vir ons. Dankie dat U ons die wêreld wil indra. Dankie dat dit vir ons kosbaar is, dat dit vir ons na in ons hart lê, en dat dit alles wat ons wil doen, dat dit ons hoogste doel is, Here, dat ons ander werk wat ons doen hier op aarde, maar is om te voorsien vir onsself en vir ons gesinne, en ons loopbaan, maar Here, ons eintlike doel, is om die kruisdraers vir U te wees, ons Here Jesus Christus. Amen.